07:30 op 'n donderdagoggend, jy kuier saam met ons. Goeiemôre, good morning. Nou ja, jy moet ook asseblief die QR-kode op die skerm skandeer. Gesels saam, laat weet 'n bietjie van jou. Gaan like ons Facebook-blad en al daai lekker sosiale media dinge, dan word jy deel van die Goeiemôre, good morning span. Okay, ek gaan nou maar skeieregter moet speel, want kyk, my vriend Arnold Geerts sit natuurlik weer hier links van my. Ons is hier om sport te bespreek. Aan die oorkant sit minister Thuis van Sail en die twee, ou Matta, hulle kan lekker gesels. Jy hoef nie skeieregter te speel nie. Ek wil weer ons is skaaf met mekaar, want nie een van ons spanne maak enigsins 'n indruk enige plek nie. So ons is saam tematies. Julle weet gister het ek so lekker gesels saam met ons blou Marcel. Dit was 'n ongelooflike gesprek. Waaroor gesels ons vandag? Sokker, tennis, netbal. Daar's 'n hele lot. So luister, ons kan vir ewig praat. Ons gesels rugby en dan gesels ons vinnig golf en dan maak ons met tennis klaar. Eerste ding wat vir my regtig goeie nuus was, dis nou nog nie amptelik nie, maar dit lyk asof Eben Etzebeth se knie toe nou nie so ernstig is as wat ons gedink het nie. En John Plumtree van die Haie het na die wedstryd gesê hy was hoopvol dat dit net 'n erge stamp was en onthou ons het dit maandag genoem. En hoewel die Ospreys wedstryd sedert daardie wedstryd nog geen beseringsopdatering was nie. Hier is die goeie nuus. Op 'n nuuskonferensie het die jong flank James Venter gister gesê en ek haal hom aan. Ek dink ons sal redelik selfversekerd wees sonder Eben, want ons glo in die groep en ons het 'n paar goeie slotte soos Emile van Heerden en Corneille Raal, maar ek dink dat Eben skoongemaak is en reggemaak is vir die naweek se wedstryd. So dit wil vir my voorkom dis goed. En dis nie net vir die Sharks môre aand nie. Dis natuurlik vir Suid-Afrikaanse rugby en dis belangrik dat hy was vir so lank af gewees dat hy weer begin skerp raak vir die rugby wat kom. Ja, maar is dit nie dalk die nodige ding om hom dalk te gebench dalk hierdie naweek? En laat hy dalk net so 20 minute speel, dalk net stadig weer terugkom en dan juis 100% reg is vir die besigheidsend van die kompetisie. Ek dink dis 'n gesprek wat hy in John sal hê, hy en Plum, en hulle sal moet besluit wat hy wil hê, want hy's oud genoeg en hy's lank genoeg in die besigheid om te weet. En dis interessant, ek het net vanoggend weer gaan opkyk. Jy weet Tim Noakes het 10 jaar terug gesê, die spelers moet net 14 weke speel. Dan moet hulle rus. En dit het opgekom na 'n hele paar ure se spel, maar hy het gesê daarna gaan jy beseer raak. En elke keer is hy reg bewys. So ek dink dis 'n gesprek wat die twee ouens met mekaar sal moet hê. En as Eben voel hy wil net die laaste 30 minute speel, dan teen is dit wat Plum sal sê hy moet doen. Wel, ek dink jy moet 'n paar oproepe hierna maak, hoor. Dan die PGA kampioenskap begin vanaand. Ek vir een kan skaars wag. Dis 'n wonderlike kampioenskap. Dis by Quail Hollow. Dis 'n baan wat die spelers goed ken want is elke jaar 'n stop op die PGA toer. En daar's 6 Suid-Afrikaners wat speel, maar net voor ek by hulle naampies uitkom, hier's 'n interessante ding. Gary Player is die enigste Suid-Afrikaner wat nog die PGA kampioenskap kon wen. En dit wys jou net hoe fantasties hy was. Dis net so 'n sidebar, your honor. Die 6 spelers wat speel is Erik van Rooyen, Christian Besuidenhout, Dean Burmester, Tristan Lawrence, Gary Kihugo en Daniel van Tonder. En almal van hulle, behalwe miskien Jong van Tonder wat nog nie gereeld daar gespeel het nie, het almal baie goeie vorm. Tristan speel goeie golf, Gary het so 'n paar weke terug gewen, Erik van Rooyen het amper 2 weke terug gewen, en dan Christian Besuidenhout weet ons is 'n soliede speler en Dean speel net so goed. En Scottie Scheffler is natuurlik die wêreldnommer 1. En hy het gister by die nuuskonferensie by die PGA gesê toe hom vra oor sy momentum, toe sê hy ja natuurlik want hy 2 weke terug gewen en hy het met 'n massiewe 8 houe gewen oor ons eie Jong van Rooyen. Toe sê hy dit sal onnoosel wees om nie te dink dat momentum jou help om in so 'n toernooi in te gaan nie. Maar terselfdertyd het hy gesê elke toernooi is 'n nuwe begin, dis 'n nuwe bladsy. Ek vergeet van wat verlede week gebeur het en dan vat ons dit van daar af. Net voordat jy aangaan oor die golf, onthou jy ons so in die week of verlede week gepraat oor die cricket en die sterre wat so hulle verskyning maak 19 jaar oud en so. Ek is seker dit gaan ook nie meer te lank wees, nie 100 jaar nie. Dan gaan iemand Gary Player se naam van daai bordjie afskuif en sê nog 'n Suid-Afrikaner wat hierdie mylpaal kom. Kom ons hoop so. En dit behoort so te wees want ons het meer as genoeg talent om dit te doen. Natuurlijk. Die PGA kampioenskap is egter 'n moeilike een. Hulle maak die baan so moeilik as moontlik in Quail Hollow. As jy hom in die rieveld inslaan, dan is dit moeilik. Die naam klink sommer vir my. Ja, presies, intimiderend. Baie intimiderend. Jy het gepraat van momentum, so kan ek maar die Liberty vat. Ek vermoed van Tonner gaan definitief in my opinie dalk 'n top 10 einde hê. Dit kan interessant wees. Duim vas. Jy moet die bal baie reguit van die golf afslaan by Quail Hollow. En ek weet nie altyd of hy kan hom bietjie verloor by tye, maar kom ons sien. Ek hou styf vas. Laastens tennis. Coco Gauff het nou gister tot die halfeindronde van die Italiaanse Ope deurgedring.
deur Mira Andreeva in skoonstelle met 6-4 en 7-6 te klop. En dit beteken dat sy nou na hierdie naweek by die Foro Italica in Rome sal sy nommer 2 op die wêreldranglys wees. En dan gisteraand Carlos Alcaraz het vir Jack Draper 6-4 en 6-4 geklop en hy is deur na die halfeind toe. En vanaand is dit die laaste van die kwarteinde. Dan is Jannik Sinner wat na sy 3 maande sy verbanning terug is en hy speel teen die 60-gekeerde Casper Ruud. En dis regtig ook iets om regtig na uit te sien. En dan ons kan teruggaan rugby toe. Hierdie naweek is vir ons almal bitter belangrik, want ek weet jy's nou nie so bekommerd oor jou span nie, want dis verby. Ek bedoel 'n tweede span kry. Ja, tweede. Maar ek Kan jy help? Ja. Jy wil ook help, nee. ja, ek sal beslis, maar ek weet hy sal nie nou hy span wil kyk nie, want ons speel nêrens. Ons speel nie eers meer in die Otjo Borongo onder 21 uitdagings. So dis maar as jy nou 'n tweede span wil hê, ek moet jou sê, kom ons gaan net weer gou terug. Marcel Coetzee was so indrukwekkend. Baie lekker. Eers het so lekker met jou gesels. En wat dit wys vir my, daar's dinge in daai span wat regtig reg is. Goeters is regtig besig om te gebeur. En Jake White het ongelooflike goed daar gedoen. En dan praat ons oor die Stormers en die Stormers môre aand kan werklik waar hulle kan stake their claim en hulle kan sê dis nou sulke tyd. En dan natuurlik die Sharks. Ek hoop net dat dit op een of ander manier uitwerk dat ons nie teen mekaar hoef uit te speel voordat ons in 'n eindstryd kom nie. Want dit sal vir my jammer wees. Ek wil bitter graag hê dat dit uitwerk dat ons dat dit 2 Suid-Afrikaanse spanne in die eindstryd. In die finaal Dit sal fantasties wees. Wat sê die boekies tuis? Jy's ons Ja, op die boekies. As ek dit so gaan kyk, die Bulle se pad is makliker as die ander spanne. So dat hulle in die finaal kan kom definitief, maar aan Leinster kant is 'n moeilike pad vir die Stormers en natuurlik die Sharks, maar Munster kan ons dalk 'n guns doen. Jy weet, en Leinster uitsit en dan is dit daar definitief 'n Stormers, Bulle final Loftus. Ja, nee, wel so, jy weet, Ek hou dan vas vir daardie ene. soos verlede naweek ons gewys het, enigiets kan gebeur. Uit die bloute uit daar klop Bennett in een van die gunstelinge en hulle behoorlik afgerams. Dankie vir daai guns. Maar ja, presies, maar behoorlik. Laaste gedagte, nou dat dit die PGA is, die groot Ben Hogan wat volgens meeste van die wat hom ooit gesien speel het, die beste ballstriker van alle tye was. Net iets om oor te dink soos ons in die naweek ingaan het gesê, if you can't outplay them, outwork them. En op daardie stukkie wysheid sluit ons hierdie week se sportgebeure en nuus af. Annie, baie dankie. Ek weet jy gaan 'n bedrywige naweek hê. Ons gaan 'n opwindende naweek hê. Dit gaan baie lekker wees. Kan nie wag nie. Weet waar jy ook jouself gaan bevind. Lekker voor die kassie, voor die draadloos of sommer net daar op die sportveld langs die rugbyveld. Bly ingeskakel want net hierna is dit tyd vir ons wins of verlies insetsel. Goeiemôre, good morning. Die tyd is nou so amper by 20 minute voor 7.